Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns bied met trots aan die kuns van kennis en die kennis van kuns. Die inhoud van hierdie potgooi verteenwoordig nie noodwendig die standpunte, opinies of beleid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns nie. Alle menings wat uitgespreek word, is die van die individuele sprekers. Wanneer 'n mens met iemand 'n gesprek aanknoop, is die veilige ysbreek opsie gewoonlik om oor die weer te praat, maar nie meer nie. Deesdae het elkeen sy idee oor die klimaat en klimaatsveranderings en so 'n gesprek kan maklik in 'n storm ontaard. Nou ja, om 'n bietjie olie op die water te gooi, as dit 'n ekologies vriendelike opsie is, praat ons vandag met Hannes Rautenbach. Hannes, welkom hierso. Goeiemôre Ignatius, dit is baie lekker om met julle te kan gesels. Nou vertel ons 'n bietjie wie jy is en hoe jy by die weer uitgekom en hoekom is jy nie deur die weer nie? Ja, Ignatius, my naam is Hannes Rautenbach. Ek is in professionaliteit 'n weerkundige en om eers te begin met die vraag oor hoe ek by die weer uitgekom. As 'n mens kyk na die atmosfeer waarbinne die weer ook plaasvind, dan praat mens natuurlik van 'n medium waarbinne ons leef. Die atmosfeer omvou ons nie net nie, ons asem dit ook in, ons het dit nodig, ons het suurstof nodig vir lewe. En dan tweedens, die atmosfeer veroorsaak dan ook weerpatroon wat temperatuurskommelinge veroorsaak, wat ons laat koud kry, wat ons laat warm kry. En dit definieer natuurlik die grense waarbinne ons leef. Ons liggaam is aangepas vir 'n sekere hoeveelheid, 'n sekere grootte temperatuur, minimum, maksimum. En dan laastens, die atmosfeer is natuurlik ook 'n medium waarin rampe plaasvind, waar tornado's, groot reënvalgebeurtenisse plaasvind, wat natuurlik ekstern van ons liggame ook vir ons groot probleme kan veroorsaak, soos vloede, oorspoelings, en dit beïnvloed natuurlik amper elke aspek van ons lewe. Nou, waar kom ek vandaan? Ek het BSc graad in weerkunde by die Universiteit van Pretoria begin studeer in 1982. Daarna het ek tot my doktorsgraad gedoen, wat ek in Australië gedoen het oor atmosferiese modelle. Die veranderinge wat ek in daardie model aangebring het in Australië is later ook toegepas in die klimaatsverandering projeksies wat internasionaal uitgereik is. Ek het eerstens by die Suid-Afrikaanse Weerdiens aangesluit vir so 2-3 jaar as 'n student, waar ek natuurlik, soos ek gesê het, my honneurs meestersgraad gedoen het. Daarna is ek na die Universiteit van Pretoria toe, waar ek 'n baie lang loopbaan gehad het van ongeveer 25 jaar, waar ek die weerkunde groep by die Universiteit van Pretoria vir die grootste deel gelei het. Ek het later ook departementshoof geword van die departement geografie, geoinformatika en weerkunde aan die Universiteit van Pretoria. En net van interessant, die Universiteit van Pretoria is die enigste universiteit wat weerkunde as 'n graad aanbied in Suidelike Afrika. Dit is eintlik nie 'n wyd aangebiede graad by al die universiteite nie. Daarna het ek by die Suid-Afrikaanse Weerdiens aangesluit in 2015, waar ek hoofnavorser was van klimaatsverandering. En my loopbaan het toe ook uitgebrei na die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, hier waar ons vandag sit en gesels. En ek is tans raadslid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, en ek is ook die hoofredakteur van die akademiese tydskrif vir natuurwetenskap en tegnologie. So jy's 'n professor wat weet wat in die weer aangaan, en is jy nog steeds by 'n akademiese instelling betrokke, of nie? Ja, ek is nog steeds by die Universiteit van Pretoria betrokke in 'n buitengewone of 'n eksterne hoedanigheid. Op die oomblik is ek verbonde aan die mediese fakulteit snaaks genoeg, want toe ek by die Universiteit van Pretoria weg is, het die universiteit die nodigheid gesien om kenner in die weer en klimaat nader te trek vir hulle malaria navorsing, omdat die muskiete so beïnvloed word deur temperatuur, wind en vog, en is ek op 'n deeltydse basis tans betrokke by die Malaria Instituut van die Universiteit van Pretoria, waar ons bietjie kyk na hoe ons malaria kan hanteer
en vroeë waarskuwings ook kan uitreik in terme van weerskommelinge in die noorde van Suid-Afrika. Dis fascinerend, want jy weet, ek dink 'n mens leef in die omgewing, jy weet 'n mens aanvaar net dit is waar mens leef, maar jy weet 'n mens weet nie genoeg daarvan nie. Maar ek dink deesdae word die mense al hoe meer bewus daarvan, omdat 'n mens so hoor van, dis nou so warm en hierdie geweldige storms en oorstromings en dinge, en mense begin dus daaroor op te lees en te probeer kyk wat aangaan en alles. Nou, hoe kan 'n mens weet wat in die weer aangaan? Weet, ons het elke aand op die televisie het ons die weervoorspelling. Nou, dit sê ten minste nou net hoe warm dit is en dalk gaan dit reën of elders gereën dit. Weet, ek dink hulle maak altyd dat 'n mens kan sê dit het gereën of dit het nie gereën nie. Nou, hoe voorspel 'n mens iets wat in hierdie groot sisteme aangaan? Ja, Ignatius, in die eerste plek, as 'n mens kyk na voorspellings, is dit eintlik 'n baie belangrike deel van die weer, want mense het die behoefte om te weet wat môre gaan gebeur. Jy wil weet wat jy wil aantrek. Dan in die tweede plek die boere op die grond wat landboubedrywighede beoefen, wil graag weet die planttyd, wanneer is die planttyd en wat word verwag die volgende seisoen. En dan laastens, as mens kyk na die groot industrie en ook ons gehalte van lewe op aarde, wil mense selfs verder gaan en weet wat oor 100 jaar mag gebeur as gevolg van klimaatsverandering. So hierdie is baie, al hierdie goed is, kom neer op voorspellings, en dit is 'n baie ingewikkelde proses, want die weer, soos almal weet, is 'n baie veranderlike medium waar binne ons leef. Nou, van die voorspellings is nie te moeilik nie. Ek kan byvoorbeeld vir jou sê dat môre 'n nag 12:00 die nag gaan dit kouer wees as vanmiddag 12:00. Daar's ooglopende siklusse in die weer wat homself herhaal. Op 'n seisonale vlak kan ek selfs vir jou sê dat Julie maand volgende jaar gaan kouer wees as Januarie volgende maand, want daar's 'n pertinente seisonale siklus in die atmosfeer. Wanneer dit kom nou by voorspellings, korter termyn voorspellings, die dag tot dag voorspellings, is dit 'n baie interessante proses waaruit dit ontwikkel het. In die begin kan ek net sê dat die atmosfeer reageer soos 'n vloeimiddel, soos 'n rivier wat vloei. So daar's sekere patrone wat binne die grense van die atmosferiese massa plaasvind. En hoe hierdie patrone vloei, kan 'n mens natuurlik, daaruit kan 'n mens voorspellings maak, maar hierdie patrone vloei nie altyd op dieselfde manier. Mens kan maar dink aan 'n rivier waar jy kyk na die wervels in die rivier. Die koue fronte het verskillende vorms waarin hulle vloei, die ander sirkulasiepatrone van die trope af wat Suid-Afrika nou spesifiek beïnvloed, het verskillende vloeipatrone en dit kan redelik vinnig verander oor 'n kort tydperk. Nou, wat gebeur het is dat daar het in die 17de, 18de eeu was daar baanbreker mense in Europa wat begin kyk het na die atmosfeer en kyk het of ons hierdie vloeipatrone dalk kan uitdruk in terme van fisika of wiskundige vergelykings. En die baie belangrike aspek hier is natuurlik Newton se tweede wet, waar ons byvoorbeeld sê 'n krag is gelyk aan massa maal versnelling. En natuurlik daardie gee vir ons 'n verband, want die atmosfeer bestaan uit massa uit en die vloei van die atmosfeer word veroorsaak deur kragte wat op hierdie massa inwerk. En versnelling gee vir ons natuurlik 'n tydafhanklike waarmee mens die propagasie of die ontwikkeling van hierdie vloei oor tyd kan vasmaak. Nou dit het later ontwikkel na meer ingewikkelde vergelykings toe, wat die vloeipatrone van die atmosfeer uitdruk. En mense het hierdie vergelykings begin gebruik om te kyk of ons nie vooruit kan voorspel. Nou 'n baie interessante ding is dat hier in die 18de, 19de eeu, 1850s daar rond het 'n persoon, Richardson in Engeland, het 'n hele saal vol mense gekry wat op stoele gesit het en hulle het klein berekenkies gedoen en dan gee hulle dit aan onder mekaar. En hy het dit werklik reg gekry om die beweging van 'n koue front vooruit te kon voorspel. En natuurlik, dit was voor die tyd van die rekenaar, daai mense was natuurlik 'n rekenaar en later is hierdie
vir hierdie vergelykings in rekenaarprogramme ingevoer. Groot datastelle is van buite af in hierdie programme ingesit en dit is tipies hoe ons vandag die weer voorspel van dag tot dag. Daar is natuurlik voorspellers wat ook hulle kennis gebruik, maar die grootste deel van die voorspellings deesdae word deur hierdie rekenaarprogramme gedoen. Nou natuurlik hierdie programme, hierdie vergelykings waarvan ek praat is ook van so 'n aard. Ons sê dat hulle nie lineêr is. Met ander woorde, daar's geen oplossings werklik vir die vergelykings nie. Ons kan bloot benaderde oplossings gee en die rede daarvoor is ons het eintlik meer veranderlikes in die atmosfeer as wat ons vergelykings het. Met ander woorde, ons kan nie hierdie vergelykings oplos nie. Maar ons kan beramings doen en dit is waarom 'n weervoorspelling selfs op die kort termyn 5 dae vooruit begin hy verkeerd loop. Want daar word aannames gemaak en so meer. Wanneer mens kom na die langer termyn voorspellings, soos byvoorbeeld seisonale voorspellings, dan kyk 'n mens na see-temperature. See-temperature is baie belangrik, want die see vloei stadiger uit sy atmosfeer en ons kan die see se veranderlikheid tot 'n groot mate tot 'n jaar vooruit deesdae voorspel, ook deur modelle en veral die El Niño suidelike oscillasie waarvan die mense bewus is, die veranderlikheid van see-temperature in die Stille Oseaan. En hierdie see-patrone word dan gebruik om as invoer vir 'n atmosferiese model, wat maar die rekenaarprogramme is waarmee die atmosfeer gesimuleer word. Hierdie see-temperature word ingevoer en op daardie manier kan 'n mens dan seisonale voorspellings genereer. Wat ook maar foute het, omdat hierdie programme beperk is. En dan laastens op die langer termyn kan 'n mens nou byvoorbeeld kyk na hitte wat toegevoeg word tot die atmosfeer en hoe dit die atmosfeer gaan verander. In plaas van die oseaankragte gebruik ons dan die kragte van sê maar koolstofdioksiedpartikels in die atmosfeer en wat die verspreiding van hitte is van hierdie koolstofdioksiedpartikels. En 'n mens kan dit ook as 'n invoer dan in 'n model insit wat dan vir 'n mens kan 'n beraming gee van hoe die atmosfeer gaan reageer op hierdie ekstra addisionele hitte wat die koolstofdioksiedpartikels in die atmosfeer inblaas. So 'n baie ingewikkelde proses, duisende wetenskaplikes wat daaraan werk, groot rekenaarmodelle, maar op die ou end bly die atmosfeer 'n groot veranderlike medium. En ons kom nader aan meer akkurate voorspellings, maar 'n baie interessante gebied en baie handig vir baie mense, want mense wil graag weet wat in die toekoms mag gebeur. Nou, weet wat jy vir my sê is, dis vir my interessant dat mense wat nie toegang gehad het tot wat ons het nie, hoe werklik hulle aan hierdie goeters kon begin dink en voorspellings kon maak. Jy weet, hulle uit 'n plaaslike omgewing het hulle net met wetenskap dit gedoen en deesdae het mense nou die satelliete en soos jy sê duisende mense wat nou hieroor werk wat vir mense meer en meer inligting gee. Maar nou die ding wat gebeur is dat omdat mense soveel toegang het tot inligting, maar ook toegang tot inligtingverspreiding, beteken dit elke Jan Rapp en sy maat kan op die internet kan hy 'n klomp goed sit en dan word die dinge, weet ek nie meer regtig, weet wat is feit en wat is flater en dis meer nie. So dit lyk my plaaslike, weet 5 dae voorspellings is nou goed, maar jy weet deesdae praat die mense ook oor langtermyn voorspellings soos aardverwarming en klimaatsverandering en so aan. So miskien moet ons 'n bietjie kyk wat kan mense kry as hulle op die internet gaan, weet oor voorspelling. So kom ons kyk na sommer iets wat ons op die internet opgetel het oor voorspellings en dan sê jy vir my hoe moet 'n mens voorspellings beoordeel en voorspel? But why am I skeptical? I've lived through decades of Malthusianism. Doomsayers. In 1970, Harvard biologist George Wald estimated that, quote, civilization will end within 15 or 30 years by 1985 to 2000 unless immediate action is taken against problems facing mankind. January 1970, Life magazine said scientists had solid evidence to support the prediction that by 1980, urban dwellers would have to wear gas masks to survive air pollution. In the spring of 1970, issue of The Living Wilderness, Dennis Hayes, the chief organizer for Earth Day, declared that, quote, it is already too late to avoid mass starvation.
1978, the New York Times reported that a team of climate specialists saw, quote, no end in sight to a 30-year cooling trend in the Northern Hemisphere. 1980, ecologist Kenneth Watt predicted the world would be 4 degrees colder in 1990 and 11 degrees colder in the year 2000. That, by the way, didn't happen. 1988, Maldives Director of Environmental Affairs predicted the rising sea levels threatened to cover the islands in the next 30 years. 1989, Noel Brown, a UN environmental official, said entire nations would be wiped off the earth if sea levels from global warming were not reversed by the year 2000. 2004, Pentagon Climate Change Report said Britain will be Siberia by the year 2020. Don't think that happened. 2007, head of the UN Climate Panel claimed that it would be, quote, too late unless drastic action were taken by the year 2012. And in 2008, Al Gore, by the way, anybody know how much his wealth has grown off of climate alarmism? But he cited a claim from another climate researcher that the North Pole may be ice-free by the year 2013. That didn't happen either. Ek dink wat hy probeer sê is dat jy weet wetenskap is nie eksakte ding nie. Jy weet daar's altyd 'n mate van voorlopigheid. En hoe is die gesprek tussen julle wat wetenskaplik is om hierdie voorlopigheid en wilde uitsprake, soos wat mense ook wilde uitsprake kry deur nie-kenners, om dit te hanteer, en hoe praat julle met mekaar daaroor, oor hierdie tipe van voorspellings? Ja, Ignatius, soos ek sê, voorspellings is 'n moeilike ding om te maak, veral as mens kyk na lang termyn, want daar is soveel faktore wat kan inspeel. 'n Interessante ding wat ek net kan noem, hier in die 18de, 19de eeu het mense met baie perde rondgery, en perdekarre, en in Londen veral, daar was 'n voorspelling gemaak dat binne 10 jaar gaan die perde mis in Londen 'n paar meter diep lê in die strate. En natuurlik, dit is berekeninge wat gedoen word van hoeveel die perde eet en so meer, en ons weet dat dit nooit gebeur het nie. Hoekom het dit nie gebeur nie? Omdat daar 'n sekere ingrypings was en daar motors het begin die perde vervang, en die voorspellings het toe nie so uitgeloop nie, maar wetenskaplik gesproke, as mens nou gaan uitwerk die getalle, sou dit wel kon gebeur het indien daar nie 'n ingryping was nie. So in die eerste plek, voorspellings kan verkeerd loop omdat ons in 'n dinamiese omgewing bly waar mense kan ingryp. Hulle gryp baie keer onbewustelik vroeg in om die lewe beter te maak. En dit is eintlik onvoorspelbaar. Mense kan daardie goed nie regtig voorspel nie. Verder die modelle wat ons tans gebruik, het 2 faktore wat hier ter sprake is. In die eerste plek, dit is bestaan uit vergelykings van atmosferiese vloei, wat op sigself baie veranderlik is, wat op sigself ook chaoties kan wees in sekere gevalle, maar dan ook aanpassings in die modelle, beramings wat gebaseer is op historiese waarnemings. Van my persoonlike perspektief, as 'n weerkundige, is ek baie versigtig oor modelle. Ek weet wat die tekortkominge is, en ek self gaan nie my voet neersit en sê dit wat die modelle sê sal gebeur nie. Dis hoekom ek eerder sê dit mag gebeur. En vandag is ons in die gelukkige situasie dat ons 'n redelike lang rekord het van waarnemings, baie goeie waarnemings oor die hele aarde. En wanneer mens kyk na hierdie waarnemings oor die afgelope 30 jaar, die Wêreldweerkundige Organisasie het 30 jaar as 'n standaard klimaat gedefinieer, en in die afgelope 30 jaar, so van die 1980 tot 90s, het die aardverwarming nogal begin spoed optel. Met ander woorde, ons het 'n 30-40 jaar rekord waarna ons kan kyk, en waar ons kan kyk hoe reageer die atmosfeer teenoor hierdie temperatuurwisselinge. Van my persoonlike perspektief sal ek sê dat ek baie meer gewig lê op hierdie waarnemings, en ons het dit op die oomblik, en dit kan vir ons 'n goeie idee gee van wat in die toekoms mag gebeur. Mens kan neigings optel, hoe vinnig word die aarde warmer, hoeveel
ekstreme weergebeurtenisse is daar. En interessant, wanneer mens kyk na hierdie waarnemings en mens kyk na die voorspellings van die modelle, die vooruitskouings van die modelle, dan is daar baie keer 'n groot verskil. Soos byvoorbeeld wat die persoon gesê het oor die ekstremiteit van hierdie dinge. Baie van hierdie modelle gee vir ons eintlik hoër temperatuurtoenames as wat in werklikheid gebeur. En as mens gaan kyk na die historiese data, onthou hierdie modelle kan ook oor die historiese tydperk loop, en daar is bevind dat onlangs dat hierdie modelle oorskat die verwarming van die atmosfeer. En dit is die realiteite waarmee mens moet saamlewe. Hierdie model gee wel vir mense indikasie dat dit warmer mag word, maar dit gee nie vir ons 'n presiese indikasie van hoeveel dit kan gebeur nie. En gelukkig op hierdie stadium het ons baie goeie waarnemings wat ons op die oomblik kan kyk. Ek dink ons gee te min aandag werklik aan die waarnemings in Suid-Afrika. Dink ons kan baie meer doen om ons waarnemings oor die afgelope 30 jaar te analiseer om vir ons 'n goeie indikasie te gee van wat ons verwagte kan wees in die toekoms. Maar steeds, modelle is 'n onsekere instrument wat ons sekere riglyne kan gee, wat natuurlik die spasie vir interpretasie geweldig wyd maak. En dit kan ook dan kritiek uitlok waar mense sê die model was totaal verkeerd, wat natuurlik deel van die hele proses van vooruitskouings en modelle is. Dit lyk vir my as ek as 'n leek of 'n politikus of 'n ekonoom dus na die wetenskap kyk, moet hulle mense weet, hier is 'n sentrum wat min of meer stabiel is en met 'n voorlopigheid, maar dan kry jy ook wetenskaplikes aan die tipe van ekstremiteite, sommige wat dan dit oorskat en ander wat dit weer onderskat. So mens moet ook die wetenskap beoordeel as 'n buitestander om te kyk, en dit lyk vir my dit is 'n belangrike vertrekpunt vir my wat binne die omgewing moet leef en besluite daar moet neem. Ja, die hele proses van wetenskaplike ondersoek het hier vanaf die wetenskaplike revolusie wat hier in die 1800s plaasgevind het, nogal redelik rigied verander. Wat beteken dat die proses van wetenskaplike ondersoek het baie meer begin steun op empiriese data-insameling, waarmee mens dan verbande in die natuur kan vind, of ook met data-insameling sekere tendense in die atmosfeer kan waarneem. In die eerste plek die induktiewe ondersoekmetode wat in die natuurwetenskappe geïdentifiseer is gedurende die wetenskaplike revolusie, kom daarop neer dat ons gaan kyk na klein aspekte in die natuur se werking, en ons probeer dit met data bevestig. En die induktiewe metode sê dan ook later, wanneer ons resultate kry, is hierdie resultate nie vas nie. Dit word nog steeds blootgestel aan interpretasie en verdere ondersoek. So in die eerste plek, die persoon van buite af moet, wanneer daar uitsprake gemaak word, natuurlik kyk van watter data is gebruik, hoe omvangryk is hierdie data, hoeveel sekerheid kan dit vir ons gee van hierdie sekere aspek wat ondersoek word, en dan natuurlik ook die hele proses van wetenskaplike publikasie, waar rigiede beoordeling van wetenskaplike resultate ondersoek en geanalyseer word. Nou, 'n wetenskappublikasie is natuurlik nie iets wat 'n persoon in die gewone publiek baie maklik verstaan in baie opsig nie, omdat dit ingewikkeld geskryf word. Maar ja, soos ek voorheen gesê het, as 'n mens 'n sekere puntjie in hierdie ruimte van tyd en dimensie in die natuurwetenskappe ondersoek, sal ons nooit alles weet nie. Ons het byvoorbeeld inligting oor hierdie aspek en hierdie aspek, maar tussenin waar daar onsekerheid is, vul mense baie keer die ruimtes en daardie gevolgtrekkings in daardie ruimtes tussen die sekerheidspunte kan nogal aansienlik verskil. En nie net dit nie, waar ons sekerheid het oor data, is dit nooit vas nie.
Ons sê altyd dit is oop vir herondersoek. So mense moet daardie proses verstaan dat die natuurwetenskappe kom nie altyd met konkrete antwoorde nie. Daar's altyd onsekerheid in die wetenskappe, maar dit dien wel as riglyn vir ons. En op die ou end gaan dit maar om vir ons almal 'n beter lewensomgewing op die aarde te skep. As ek kan teruggaan na die hele proses waar die klimaatsverandering debat begin het, was dit eintlik maar hier in die 1850s met die groot nywerheidsrevolusie wat in Engeland plaasgevind het, waar die mense werk is vervang deur masjiene, vervoer is vervang deur masjiene, ons elektrisiteit gekry, en op daardie tydperk was die lewensverwagting in Brittanje was maar hier 43 jaar. Vandag is die lewensverwagting oor die 80 jaar in Brittanje. So ons het besef in hierdie verandering, wat nie net klimaatsverandering omsluit nie, het ook groot veranderinge plaasgevind in die menslike ontwikkeling. En Ignasie is interessant, as 'n mens kyk na hoe die mense lewensgehalte verbeter het om hoër ouderdomme te bereik, het baie van die dinge wat ons voorheen as 'n voorreg beskou het in die 1850s, dring ons nou op aan as 'n reg. Met ander woorde, om 'n motor te besit om vinnig van punt A tot B te kom, is nou vir ons 'n reg, terwyl dit in daai tyd 'n voorreg was. En om krag te hê is nou, ons kan nou dink aan beurtkrag. Baie mense sê dis ons reg om nou krag te hê. In daai tyd was dit 'n reuse voorreg om jou kersie met elektrisiteit te kon vervang. En soos wat mense meer ontwikkel het en van hierdie voorregte regte gemaak het, begin mense ook al hoe meer aandring op allerlei dinge om hierdie reg te kan behou. En ek dink dis 'n groot probleem deesdae. Ons gaan nie meer tyd terug en kyk hoe die natuur werklik gewerk het in die verlede en in watter bevoorregte posisie ons nou is om al hierdie tegnologie te hê nie. Ons begin aandring op al hierdie goed en dit maak die mens al hoe meer aggressief. En in dieselfde prentjie begin ons nou na die hele debat oor klimaatsverandering, mense bring dit ook in, sodra die wetenskap en die projeksies sê dat hierdie regte wat ons het nou versteur gaan word, met ander woorde, ons karre gaan nou weggevat word, omdat ons nie meer koolstofdioksied in die atmosfeer mag vrylaat nie, ons moet na alternatiewe krag kyk en al die goed, dit veroorsaak versteurings, en onmiddellik begin mense dan vra of hierdie versteurings wat ons regte nou wil aanspreek en wil versteur, of dit werklik waar is. En dit is uit daardie punt waar baie van hierdie debatte ontstaan, waar mense eintlik sê dat klimaatsverandering vind nie plaas nie, en al die goed. Dit is eintlik, ons is in 'n gemaksone, en ons moet in die toekoms begin om uit daardie gemaksone uit te beweeg, om weer terug te gaan en te kyk watter voorregte ons het, en bietjie nader aan die natuur te lewe, uit hierdie tegnologiese gemaksone, om sodoende ons lewensgehalte dalk beter te verander vir die toekomstige geslagte wat kom. Jy sien, ek dink mense wil sekerheid hê. Weet hulle, die feit as iets kompleks en gelaagd en genuanceerd is, weet, dan voel hulle, dis daarom nou harde werk, weet, so geef my antwoord. Ja. Maar die antwoord wat jy wil hê, of wat jy na vra, is eintlik gebaseer op jou voorveronderstellings. Weet, jy dink, weet, iemand wil hieruit geld maak, weet, of hulle wil my beduiwel of te nakom of wat ook al, en dan sien hulle 'n sekere antwoord raak en fikseer dan daarop, sonder om genuanceerd te bly. Nou, as ek nou genuanceerd hieroor wil nadink, want jy weet, ek dink dis belangrik, watter aspekte van die klimaat moet 'n mens na kyk, om beter te kan saamgesels en beter beoordelings van dit wat oral bekend staan, of wat beskikbaar is, om dit te kan beoordeel. Geef my so 5 of 6 dinge wat jy sê, ons moet na kyk, om hierdie ding beter te kan bespreek. Ja, Ignatius, dis 'n interessante vraag, dis nou die mens, die normale mens op straat, watter aspekte ons nou moet kyk.
In die eerste plek, die atmosfeer is 'n baie vloeibare stelsel en daar is foute wat insluip. So kom ons los die atmosfeer 'n bietjie uit, veral as mens kyk na klimaatsverandering. Die groot ding wat ek dink baie belangrik is, waarna ons moet kyk, is die hele kwessie van hoe die groter klimaatstelsel van die aarde in stand gehou word. En dit is as gevolg van straling van die son af, verstaan ons wat is die energie wat hier inkom, en ook hoe ons in die heelal lewe. Ons lewe deesdae in baie klein gemakzonetjies met ons selfone, maar ons moet bietjie groter kyk na hierdie dinge. En as 'n mens kyk na die groot klimaatstelsels van die atmosfeer, dan is daar een aspek wat baie belangrik is, en dit is natuurlik kweekhuisgasse. Nou die kweekhuisgasdebat het natuurlik 'n pos gevat ook met die nywerheidsrevolusies in die 1850s, en later ook met die Amerikaanse weerdiens wat op Hawaii begin waarnemings doen het van konsentrasies van kweekhuisgasse. Nou kweekhuisgasse is natuurlik die eerste ding wat ek sê is baie belangrik, omdat mense verstaan hoe belangrik dit is en wat die rol ook is. Nou die kweekhuisgasse in die atmosfeer is maar in die eerste plek is dit waterdamp, dan is dit koolstofdioksied in orde van belangrikheid en dan metaan. Wanneer mens kyk na 'n droë atmosfeer, is waterdamp uithaal, is koolstofdioksied krities belangrik. Nou die koolstofdioksied debat het soos ek genoem het ontstaan met die nywerheidsrevolusie, waar die wetenskaplikes bereken het dat daar omtrent so 270 koolstofpartikels voorkom in elke ruimte waar daar miljoen ander atmosferiese partikels voorkom. En dit maak koolstofdioksied maar baie klein deeltjie van die atmosfeer, 270 uit 'n miljoen uit. En daardie waarnemings wat die Amerikaanse weerdiens gedoen het op Hawaii het gewys dat hierdie koolstofdioksied konsentrasies al hoe meer toeneem. Nou in 2025 sien ons dat ons sit met 428 deeltjies vir elke miljoen. Dit het nog nie verdubbel van die tyd wat die nywerheidsrevolusie nie, maar ons begin nou 'n gevaarlike tendens in beweeg. En daar's geen veranderlikheid dat dit stabiliseer of so nie, is 'n konstante toename wat selfs versnel op die ou einde. Nou ons weet dat koolstofdioksied is 'n uiters belangrike kweekhuisgas. Dit sorg vir ongeveer 'n 3/4 van die verhitting wat in ons atmosfeer plaasvind. Net van interessantheid, as ons nie 'n atmosfeer gehad het op die aarde nie, en die sonstrale het ingekom soos dit nou inkom, 150 miljoen kilometer ver van ons af, die son, dan sou die aarde nou minus 15 grade Celsius gewees het. Die atmosfeer veroorsaak dat die aarde op die oomblik plus 15 grade Celsius is. 'n hele 30 grade warmer, en die enigste verduideliking vir daardie warmer toestande is kweekhuisgasse. So kweekhuisgasse is ontsettend belangrik om die atmosfeer warm te hou. En wat die mense moet weet is natuurlik dat kweekhuisgasse maak die atmosfeer warmer, maar ook as ons dit vermeerder, loop ons die risiko dat die atmosfeer nog warmer kan word. Jy het nou gepraat van koolstofdioksied en hoe belangrik dit is as 'n kweekhuisgas en om ons atmosfeer in stand te hou. Maar nou sê mense vir my, hulle beskuldig my as ek met 'n kar ry wat petrol of diesel is, of ek moenie meer op vakansie gaan met 'n vliegtuig nie, want ek het hierdie geweldige koolstofvoetspoor wat ek nalaat, en ek moet alles minder maak en alles. Nou, wat is werklik die syfers daaroor? Jy weet, en ek dink mense praat daaroor, omdat daar op die internet weer eens die dinge waarheen hulle gaan en wat hulle kyk en luister, sê dit is so of dit is nie so nie. So kom ons kyk na een van hierdie tipe van dinge wat mense dalk op af kan kom, en dan sê jy vir my hoe ons dit werklik wetenskaplik moet beoordeel. What percent of our atmosphere is CO2, carbon dioxide? Wild guess, it's okay. I'll bite 5%. 5? I'll just follow you then. We'll go 7. That's my favorite number. I'll see their 5 and suggest that we know that transportation causes 49% of CO2, so that's why we're all working on energy transition. All right.
So what number do you think it is? 5. 5? How about you? I didn't hear you, Mr. Dreyer. 7. 7. Did you have one, Mr. Boyd? So we got a 5, 7, This Price is Right. 8. I'm gonna Okay. get the high end. The answer is 0.04%. Not 1%, not a half of a percent. It's 0.04%, and it's gone up from 0.03 over the last couple decades. This is what we're being all contorted into doing, is this tiny change in CO2. Jy weet nou, die feit van die saak is dat met gewone mense weet is nie so ingelig tot op die punt van dat hulle kan sê nee, hulle het almal geraai oor wat dit is. Maar jy weet as dit punt so is en punt so, wanneer raak dit 'n probleem dat ek moet my leefstyl verander? Ja, nee, dis baie interessant. Die konsentrasies van koolstofdioksied in die atmosfeer is eintlik maar geweldig laag. Ek het nou genoem dat ons praat hier van op die stadium 428 deeltjies vir elke miljoen deeltjies in die atmosfeer. En as 'n mens net so 'n bietjie terug kan gaan en kyk na die ander deeltjies, die ander 99,6% deeltjies in die atmosfeer. Ons atmosfeer bestaan omtrent uit 78% stikstof en dan omtrent 21% suurstof. As mens dit nou bymekaar tel, kom dit op 99% te staan. En die ander 1% is al die ander deeltjies in die atmosfeer. En koolstofdioksied is maar 0,4% van daardie 1%. So is eintlik 'n baie klein konsentrasie van koolstofdioksied wat 'n mens in die atmosfeer kry. Nou onmiddellik sal mense sê, maar ag, dit het 'n onbenullige effek. Dit is minder as 1%, ons kan dit eintlik maar net ignoreer. Maar dit is natuurlik nie so eenvoudig nie. Hierdie konsentrasies hou ons aarde 30 grade warmer as wat die aarde sou gewees het sonder koolstofdioksied. En dit is noemenswaardig. Koolstofdioksied is die belangrikste kweekhuisgas in die atmosfeer. Kweekhuisgas, wat dit beteken is die langgolfstraling wat ons as hitte ondervind, wat van die atmosfeer afkom, word deur koolstofdioksiedpartikels geabsorbeer en dan weer uitgestraal na buitekant toe. En dit veroorsaak dat die helfte daarvan word afgestraal ondertoe, die ander helfte boontoe, en daardie gedeelte wat afgestraal het ondertoe, hou dan die hitte hier in die onderste atmosfeer. So koolstofdioksied, alhoewel baie lae konsentrasies, sien ons, dit het 'n enorme effek op ons lewensgrense van temperature waar ons vandag op die aarde lewe. Ons sou byvoorbeeld nie in 'n toestand kon lewe waar 99% van die atmosfeer teenwoordig was sonder koolstofdioksied nie. Ons sou dit nie kon oorleef nie, het sou 'n ysaarde gewees het, heeltemal met ys bedek. So alhoewel dit 'n geweldige klein persentasie is, het dit geweldige groot effek. En natuurlik, dit bring ons dan by die volgende punt dat indien ons daai klein persentasie nou klein veranderingkies kan aanbring, kan dit enorme gevolge hê vir temperature, omdat die klein persentasie wat daar is alreeds 'n groot rol speel in die temperature wat ons vandag ondervind. So ja, koolstofdioksied dra by tot amper 3/4 van die verwarming op die aarde, 'n geweldige belangrike partikel in die atmosfeer, 'n molekuul in die atmosfeer wat 'n geweldige groot rol speel in ons temperatuurgrense. En daarom moet ons kyk na tegnologieë soos motors in die vervoerbedryf, in die kragbedryf, waar daar koolstofdioksied vrygestel word. Onthou dat ek het nou genoem in die tyd toe die dinosourusse op die aarde, ek gebruik dit maar as 'n verwysingsraamwerk, rondgeloop het, was daar meer as in die orde van duisende koolstofdioksiedpartikeltjies in die atmosfeer. Die temperature was ook natuurlik 8 grade warmer, maar met die geweldige woude wat in daardie atmosfeer ontstaan het. Onthou, plante asem koolstofdioksied in. Dit was geweldig voordelig vir die plante. Het natuurlik groot woude voorgekom en al daardie woude het later neergeslaan tot steenkool, fossielbrandstowwe
'n groot deel van die koolstofdioksied is uit die atmosfeer verwyder as gevolg van die plante wat neergeslaan het in terme van steenkool. En ons is op die oomblik besig om weer daardie koolstofdioksied vry te stel in die atmosfeer. Nou in die eerste plek, ons kan net terug gaan kyk na die verlede, toe daardie koolstofdioksied wel in die atmosfeer voorgekom het, hoe warm dit toe was. En toe was dit onttrek uit die atmosfeer, ons het 'n heel matige temperatuur gekry, nou is ons besig om weer vry te stel. So die geskiedenis leer self vir ons dat hierdie konsentrasies wat ons vrystel kan vir ons enorme gevolge hê in terme van temperatuurtoenames en dat ons wel daarop moet agslaan, dat ons moet probeer om nie te veel van daardie koolstofdioksied vry te stel nie, maar alternatiewe metodes na moet kyk, veral in terme van vervoer en kragopwekking, om vir ons dan volhoubare, gemaklike lewe op aarde te verseker. En nou verstaan ek ook beter, want nou die dag het iemand iets gedeel, 'n wetenskaplike artikel wat gesê het, ag, dit is so 'n klein gedeeltetjie en 'n klein verskilletjie gaan nie so 'n geweldige ding maak nie. Maar nou weet 'n mens, die klein verskil maak 'n groot, bring 'n groot verandering teweeg. En nou moet 'n mens op die ou en sit en dink, wat moet ek self doen? Sonder om alarmisties te wees, maar wat is 'n tipe van 'n goeie ding om te doen, 'n middeweg om te volg. Maar jy het 'n ander gas ook genoem, en dis die hele ding van metaangas. Ja. In die atmosfeer. En ek het ook iets daaroor opgetel. So, kom ons kyk na een van die dinge wat mense dalk kan raakloop op die internet, en dan reageer jy vir my daarop, om te kyk hoe 'n mens dit ook moet interpreteer in hierdie lig. In 2006, researchers first detected a strange peak in the amount of methane in Earth's atmosphere, a greenhouse gas more powerful than carbon dioxide. While the scientific community rushed to explain the sudden rise, they found, to their surprise, that for once at least, it didn't match any relative increase in human fossil fuel use. It looked as if overnight a big new source of methane had simply turned on. Something happening on a global scale, but no one could determine what was actually causing it. These methane spikes happen every 100,000 years or so and are usually an indication of an ice age termination event, a rapid warming at the end of an ice age that within just a couple of decades transitions the planet from largely ice-covered to the climate that we experience today. But the last one only happened 12,000 years ago, at the end of the last glacial maximum. So why are we seeing another rise in methane so soon, and what is causing it? And 16 years later, as the peak continues to grow year on year, are we on track for a major climate reversal? Nou ja, jy weet, wat is die invloed van metaangas en hoekom is dit op hierdie oomblik iets wat ek aan aandag moet gee? En dan sê metaan is 'n geweldige interessante gas in die atmosfeer, alhoewel dit in baie kleiner persentasies voorkom as koolstofdioksied. Metaan maak maar 0,0000192% van die gasse in die atmosfeer uit, wat omtrent vir ons sê dat daar so 2 metaan molekuuletjies vir elke miljoen ander molekuuletjies in die atmosfeer is. Maar ek dink om die belangrikheid van metaan te beklemtoon, is dit dalk goed om so 2,4 miljard jaar terug in die atmosfeer te gaan. En baie interessant op hierdie punt, die mens, daar word gesê dat die mens op die oomblik verantwoordelik is om 'n klimaatsverandering teweeg te bring. 2,4 miljard jaar terug was daar ook lewende organismes wat 'n groot verandering teweeggebring het. Onthou dat voor 2,4 miljard jaar terug was die atmosfeer hoofsaaklik uit metaan, groot konsentrasies metaan bestaan. En op daardie stadium was daar eintlik baie min suurstof in die atmosfeer. En daar was bakterieë wat ons verwys daarna as cyanobakterieë wat veroorsaak het dat fotosintese begin plaasvind. En met die fotosintese het meer suurstof in die atmosfeer voorgekom. En suurstof natuurlik met 'n verbinding met metaan, het die metaan begin verwyder uit die atmosfeer uit. En daardie cyanobakterieë wat lewende organismes was, het veroorsaak dat die aarde verander het in 'n sneeubalaarde. Met ander woorde, die verwydering van metaan het so erg geraak dat die hele aarde
gevries het. So is interessant, ons as mense op die oomblik dink ons is die enigste lewende organismes en in baie mense sê ons effek is maar baie klein, maar as mens dink dat bakterieë op 'n tyd so geweldige invloed gehad het op die atmosfeer, is dit nogal interessant. Ons is nie die eerste lewende organismes wat grootskaalse klimaatsverandering tot gevolg het nie. Maar dit beklemtoon ook dan vir ons die geweldige belangrikheid van metaan in die atmosfeer. Alhoewel in baie klein konsentrasies is dit 'n baie kragtige kweekhuisgas. Ja, wanneer mens kyk na koolstofdioksied is dit omtrent verantwoordelik vir 3/4 van die verwarming in die atmosfeer. Metaan is verantwoordelik vir 'n kwart van die verwarming in die atmosfeer, alhoewel dit in baie kleiner konsentrasies as koolstofdioksied voorkom, is dit 'n baie kragtiger kweekhuisgas as koolstofdioksied. Metaan is byvoorbeeld 28 keer kragtiger as 'n kweekhuisgas in die atmosfeer wanneer mens kyk na 20 jaar periodes. Onthou dat koolstofdioksied kan duisende jare in die atmosfeer bly nadat dit vrygelaat word. Metaan het net 12 jaar, dan kan dit verwyder word. So maar dis 'n geweldige kragtige kweekhuisgas. Nou die kort leeftyd van metaan in die atmosfeer is ook dan vir ons voordelig, want ons kan nou strategiese metodes instel om dit te verwyder, want sodra ons dit begin verwyder sal die ander 12 jaar, oor 12 jaar moet ons 'n baie groot effek te sien waar dit nie die geval vir koolstofdioksied is nie. Wanneer mens kyk na metaan in die atmosfeer, daar is 4 redes hoekom die konsentrasies van metaan in die atmosfeer redelik begin styg. Die eerste is natuurlik ook die verbranding van fossiel brandstowwe, dis baie belangrik. Tweede rede is natuurlik die voeding van lewende hawe, as mens kyk na hoenders, beeste en so weer, die voeding wat ons vandag vir hierdie diere gee, is van so 'n aard dat dit hoë konsentrasies metaan vrystel. En dan die ander aspek is ook ons vuilnishope en ons afvalhope waar natuurlik metaan vrygestel word sowel vir verbranding of die verrotting van biologiese materiale en dan vierdens natuurlik die verbranding van biomassa op die aarde veroorsaak ook groot konsentrasies metaan vrystelling in die atmosfeer of 'n toename. Nou die toename het oor die afgelope tyd nogal redelik kommerwekkend plaasgevind. Daar word heeltemal te veel metaan vrygestel in die atmosfeer. Maar ons kan sekere strategiese beplannings doen om dit te verwyder uit die atmosfeer. In die eerste plek is natuurlik die hele debat oor kweekhuisgasvrystelling uit fossielbrandstowwe, wat natuurlik ook die konsentrasies van metaan mag verminder. En dan natuurlik navorsing oor die gehalte van voedsel wat ons vir lewende hawe toedien, verbetering, laat dit minder metaan vrystel. Die ander ding wat 'n groot probleem deesdae is ook die vuilnishope. Ons verbrand van die vuilnis en ons reguleer nie die vuilnishope goed genoeg nie. Ons kan daar 'n ingryping doen en dan natuurlik ook minder verbranding van biomassa kan ook veroorsaak dat metaan verwyder word. So alhoewel metaan 'n baie kragtige kweekhuisgas het en die toename van metaan nogal kommerwekkend is oor die afgelope dekade of so, is daar tog maatreëls wat 'n mens kan instel wat baie gouer die effek van metaan kan korrigeer in vergelyking met maatstawwe wat ingestel word vir koolstofdioksied in die atmosfeer. Nou as mens nou hierna kyk, jy weet dit lyk baie van die ingrepe moet op 'n baie groot skaal, jy weet amper nasionaal en internasionaal plaasvind. Maar as ek nou moet sit en dink hoe ek elke dag leef, en jy dink nou aan koolstofgas en metaangas, is daar iets wat ek kan doen wat wel 'n verskilletjie kan maak? Ja, Ignatius, ja, elke individu kan 'n baie klein verskil maak, maar mense dink baie keer dat jy het so 'n klein bydraetjie, jy kan eintlik nie, maar as ons almal saamwerk, kan ons 'n reuse verskil maak. Die belangrikste ding op die oomblik maar is om te kyk na ons energieverbruik.
Natuurlik ons lewensgehalte het geweldig verbeter oor die afgelope 100-200 jaar en die groot aspekte wat maar daar 'n rol speel is ons het krag gekry, elektrisiteit wat ons lewensgehalte geweldig verbeter het en ook vervoerstelsels. Dis maar die groot twee sonnebokke in terme van die vrystelling van kweekhuisgasse in die atmosfeer. Nou hierdie twee aspekte vervoer en krag berus op die oomblik tot 'n groot mate op die verbranding van fossielbrandstowwe, met ander woorde om koolstofdioksied wat oor 'n lang tydperk verwyder is in die atmosfeer weer vrygestel te kry. Die logiese alternatief wat ons na moet kyk is om nie fossielbrandstowwe wat op die ou einde ook maar deur fotosintese veroorsaak is, plantgroei en berging in die atmosfeer energie, maar liewers direk uit die atmosferiese elemente soos wind en sonstraling direk energie te tap in plaas van oerenergie nou te gaan verbrand. So die belangrike ding vir mense in geheel is maar om minder brandstofvrystelling in die atmosfeer teweeg te bring, minder krag te verbruik, meer vriendelike krag te gebruik wat meer direkte energiebron van die son is en om natuurlik daardeur ons voetspoor, ons koolstofvoetspoor op die aarde te verbeter. Jy het nou gesê mens moet wel jou leefstyl verander, weet minder elektrisiteit gebruik, weet dalk minder ry en dis meer, maar jy weet dit is nie altyd moontlik nie en dit is deksels duur om nou sonkrag op te sit of om 'n elektriese motor te koop en al die dinge. Nou daar is mense wat sê dit is eintlik te duur vir die waarde wat 'n mens daarvan kry. Nou ek dink 'n mens weet ook daar's nuwe ontwikkelings soos waterstof engines en dalk om die see te gebruik om elektrisiteit op te bou, op te wek en weet hulle sê ook dis lelik, weet al hierdie windmeulens wat daar staan en so aan. So kom ons kyk 'n bietjie wat sê mense, wat se inligting hulle dalk op die internet kan kry en dan gee jy vir my jou mening, weet hoe ons daaroor moet dink, oor die koste aspekte daarvan. Even if, and the climate changes, accept the climate changes. I don't deny there is a climate. I don't deny the climate changes, okay? But even if it is largely, if not just, if it's tiny bit of man-made or if it's largely man-made, even if it is, the benefits of fossil fuels and the longer life and the better life that is given the billions of people on this planet and our ability to produce food for all the people, etc., to me vastly outweigh any concerns about the weather heating up in largely, let me finish, the northern hemisphere as it's been so far. Is it not a better case that we should be spending time mitigating these things? So more flood defences, which makes more sense, so we can, or we've already massively cut the number of people who are dying from things like floods, and by the way, floods aren't increasing. Those are official figures. But no, if we simply had cheaper, reliable fuel made from fossil fuels, and we could afford air conditioning, we wouldn't be bothered by a hot summer, would we? I don't think you can go to the Welsh Farmers Union and say you're going to air condition the entire agricultural land. I think they could probably get cheaper water and get more water and not face hosepipe bans as we've seen in some rural areas. I mean, I remember reports saying London would be underwater by about 2030. It's not looking like that's happening either. The reality is the scaremongering doesn't work. British people have had enough of it. They don't want to have energy bills that are sky high. They don't want to be told that a lovely summer's day is a problem. And they just don't buy it anymore, do they, Donica? Dit lyk dus asof mense sê, weet ons kan dit nie regtig bekostig vir die ekonomie om nie tipe van opwekking met fossielbrandstoffe te hê nie. Wat is 'n balans, 'n gebalanseerde, wetenskaplik gebalanseerde kyk op die kostes en die voordele van om anders te begin lewe? Wel, Ignatius, as 'n mens na hierdie hele prentjie kyk van die mens wat homself of haarself moet aanpas in terme van sekere natuurlike veranderinge of veranderlike in die natuuromgewing, dan gaan dit maar oor die kwaliteit van lewe. En ons moet onthou dat in die afgelope 200 jaar het die kwaliteit van lewe geweldig toegeneem. Ons lewe baie meer gemakliker deesdae. En dis altyd vir die mens makliker om in 'n rigting aan te pas waar jou lewe beter word as
die teenoorgestelde, om in 'n rigting aan te pas waar jou lewe miskien so 'n bietjie versteur word en jy weer basiese goed sal moet doen wat voorheen vir jou baie makliker was om te doen. So die hele debat wat hier ter sprake is natuurlik die mense aanpassing om op die ou end wel 'n gemakliker lewe te lei. En dan aan die ander kant het mens natuurlik die wette van die natuur. Die mens kan nou byvoorbeeld sê dat ons beskou nou vervoer en elektrisiteit as 'n reg deesdae en waar dit voorheen nie 'n reg was nie en daarom wil ons nie ontslaa raak daarvan nie, ten spyte van die feit dat die reg wat ons het veranderinge in die natuur kan teweegbring wat vir ons skadelik kan wees. Nou ek dink op die oomblik het ons 'n redelike gemaklike lewe. Meeste mense op aarde, is natuurlik groot armoede en so meer, almal deel nie natuurlik daarin nie. Maar daar is tog gevaartekens wat vir ons wys dat ons eintlik sal moet aanpas. In Suid-Afrika het die Suid-Afrikaanse Weerdiens navorsing gedoen deur temperature te meet oor 'n tydperk van meer as 30 jaar. En ons weet in Suid-Afrika word die atmosferiese temperatuur groter, ongeveer 0.17 grade vir elke 10 jaar, baie klein, maar dit is 'n konstante toename. En dan veral in die laaste tydperk wat kommerwekkend is dat die temperatuur, as mens kyk hier van 2010 af tot 2025, so 15, 16 jaar, 70% van daardie tydperk het gepaard gegaan met jare wat warmer is as wat die historiese rekord van temperature wys. Nou, as dit nie vir ons 'n gevaarteken is nie, moet 'n mens baie gaan herbesin. Dan meer onlangs is daar wetenskaplikes by ons eie Suid-Afrikaanse Weerdiens wat navorsing gedoen het oor die maksimum minimum temperature. Hulle het bevind dat die rekords wat gebreek word met maksimum temperature het in die afgelope jare aansienlik begin toeneem. So wanneer daar 'n hittegolf het ons altyd hierdie reeks warmste op rekord. En dan ander studie het ook getoon dat daar meer water op die aarde val per tydsperiode as voorheen. Dit word meer. So in 'n dag kry mens meer ekstreme reënval. So en hierdie goed is statisties noemenswaardig en dit is tekens dat ten spyte van ons gemaklikheid begin die temperatuur en die reënval nou ingryp, die natuur begin ingryp om vir ons waarskuwingstekens te gee dat hier dinge is wat ons lewe dalk ongemaklik kan maak in die toekoms. Mense kan nou dink wat die skade is wat vloede kan veroorsaak, die hittetoestande, die hittegolwe in die terme van voedselvoorsiening, landbou en ook gesondheid. Dit kan vir ons nadelige gevolge tot hê. Maar wanneer 'n mens nou dink aan die kostes is nou natuurlik om aan te pas baie hoër as wat dit 200 jaar gelede was, omdat die bevolking van die aarde baie kleiner was en baie minder ekonomiese bronne nodig was om die verandering aan te bring. Deesdae is natuurlik ons het groot infrastruktuur, baie mense op die aarde, dit gaan groot kostes tot gevolg hê. Maar op die ou end moet 'n mens besef dat die natuur begin vir ons wys dat die natuur begin reageer in so 'n mate dat dit ons lewensstandaarde in die toekoms mag benadeel en ons moet daarna luister. Ek kan nou maar net die voorbeeld noem van 'n persoon kan op 'n warm stoofplaat sy hand hou, hy voel die plaat is warm hier in die lug en hy sê hy gaan maar op die plaat vat. Want dis nie eintlik noemenswaardig nie. Hy dink nie dit gaan 'n effek hê nie en dit bring ons weer by die mense persepsie dat ons eintlik groter is as die natuur en dat die natuur eintlik ons nie meer kan seermaak nie. Die natuur kan ons baie seermaak as hy wil en ons moet die natuurwette respekteer en as dit nodig is, sal ons daardie ekonomiese bronne moet uithaal om daarby aan te pas sodat ons lewe op aarde nog steeds kan voortgaan soos wat ons dit op die oomblik ondervind. So dit lyk vir my
'n mens moet so half en half ook 'n langtermyn kyk kry, weet dat daar is sekere ingrepe wat ons kan maak om die dinge beter te maak, maar baie van die oplossings wat gaan kom, eintlik bestaan nog nie. Want jy weet, mense sien, dit is wat ons beleef en nou moet ons ander engines en nog ander maniere van kragopwekking en kry en of ons moet die fossiel brandstof wat ons verbrand, is daar 'n manier om dit minder te maak, jy weet, of die uitsettings, negatiewe uitsettings te verminder terwyl mense doen. So tegnologie gaan verander, maar intussen moet ek as individu nie die extreme volg nie. Dat 'n mens moet sê, goed, wat is die basiese wetenskap? Ek moet my eie voorveronderstellings kyk, dat ek nie iets gryp wat te erg is nie, weet net omdat dit vir my pas, of omdat ek nie van hierdie persone hou en so aan nie. So 'n gematigde reaksie op hierdie dinge is vir my as mens belangrik. Ja, natuurlik, op die oomblik is dit lyk dit of ons 'n spel het tussen die natuurwette en onsself. En in die verlede was dit hoe die natuurwette het als gereguleer. Deesdae is die mens so groot in terme van ons tegnologie en soveel dat ons wel die natuur kan versteur. En daarom ja, so dit is hierdie spel wat ons speel en wat ons moet besef is dat ons kan nie wen as ons net as mens aangaan nie. Die natuur het wette en ons moet binne die grense van daardie wette kan bly. Ja, natuurlik, ingrypings in terme van extreme kan natuurlik vrees veroorsaak, dit kan tot baie emosies lei, dit kan geweldige gevolge wees as ons buiten onsself gaan optree en so meer. So ek stem saam met jou, meer gematige optrede, maar baie bewus wees van die veranderinge wat plaasvind en tog bietjie ernstiger op die ou einde dink daaraan. Ignatius, 'n belangrike ding wat ek net wil noem is, dit gaan eintlik alles oor besoedeling. Dit gaan oor die produsering van toerusting wat ons lewe makliker maak en dan wanneer daardie toerusting oud raak, gooi ons dit weg. En dit is eintlik waar dit gaan. Dit is ons besoedel. En as ons kyk na plasties op die oomblik, omdat ons plasties kan sien op ons strande en so meer, voel ons dadelik ons wil iets daaraan doen. Maar omdat ons koolstofdioksied nie kan sien nie, dit is iets wat ons net van hoor, ons weet dit in die atmosfeer, maar ons sien dit nie, dink ons baie keer, dit is nie belangrik nie, maar die besoedeling as gevolg van meer hoër konsentrasies koolstofdioksied in die atmosfeer is eintlik maar net so groot, die impak wat dit het kan net so groot wees as die besoedeling van plasties of ander afvalmateriale. Die feit dat ons dit nie sien nie, maak dit nie kleiner nie. So op die ou einde wil 'n mens ook nie net hê dat mense net kyk na koolstofdioksied om dit te verminder nie, maar ek dink op die aarde is daar baie groter dinge. Ons moet kyk na ons hele besoedelingsvoetspoor op die aarde, afvalstowwe, en dit beter reguleer en op 'n stadium kom waar ons eintlik in groter harmonie met ons natuurlike omgewing kan leef en nie noodwendig op ons eie troontjies sit en dink ons is groter as die natuur waar ons net kan uitgooi en dink dat dit geen effek op ons. So dit begin eintlik by die huis, dit by my asblik en by hoeveel keer ek ry en sit ek die ligte aan of af of hoeveel implemente en dinge gebruik ek en so, en dan om dit in groter konteks te verstaan. Nou, 'n laaste ding wat ek dus net vir jou ook wil sê is, ek het iets op die internet gekry oor hoe 'n mens dus moet beoordeel wat my invloed hier is. Kom ons kyk daarna en dan gee jy vir my jou mening daaroor. If climate change is the end of the world, of course that's the only thing you should worry about. You know, AOC said it very beautifully when she was talking about there's only 12 years left. It's, you know, it's been a sort of recurrent phrase at least since 1972 when the UN first told us we just had 10 years left. But you know, we only have 12 years left, she said, and you're worried about how we're going to pay for it?
That makes perfect sense. If the world was really ending, this is the only thing you should be focused on. So it makes sense if you believe you're on the edge. And so we need to first pull people back. And that's what I've been trying to do. You mentioned the polar bears, the fact that a lot more people die from cold and heat. I have another graph that I love, which is basically how many people die from climate-related disasters. So we have pretty good data, at least for the last 100 years. And in the 1920s, on average, every year, people died from climate-related disasters of cold and heat and drought, storms, floods, and extreme temperatures. About 500,000 people died each year 100 years ago. Now, most people would certainly, when you look at the presentation, think that had increased since then. It's actually dramatically decreased, such that in the last decade, in the 2010s, it was 18,000. Last year, it was 11,000 people globally. And mind you, we've quadrupled in size. So actually, the individual risk has gone down even more. We have seen a decline of about 98% in total deaths from climate-related disasters. This has nothing to do with climate. This is everything to do with the fact that when you're richer, you're more technologically advanced, you don't die as much. You're more resilient. We've just simply become much better at dealing with whatever nature throws at you, which is one of the reasons why we should make sure that the rest of the world also gets out of poverty so they can get the same benefits that we're having. Dit lyk my wat hy sê is dat as 'n mens weet, dit is seker jy het net min tyd oor. Dan moet jy geweldige dinge doen, amper katspronge doen en so aan, maar dit lyk vir my of daarom nog tyd is. Maar dit lyk ook vir my daar's 'n verskil tussen mense wat baie tot hulle beskikking het, hoe hulle hierdie dinge kan beheer en mitigeer, maar daar's ook mense wat swaar kry en wat arm is, wat baie meer blootgestel is hieraan. So ons moet lyk vir my dus 'n langtermyn, maar ook 'n meer holistiese ding is. Hoe kan 'n mens die hele wêreld kry om beter hiermee te deel? So wat sou jy sê, hoe kan ons dit uitbrei na mense wat ook arm is? Wel, Ignatius, daar's twee aspekte wat ek wil noem in terme van die wêreld wat oor 10 of 12 jaar gaan vergaan. Ek dink nie dit gaan gebeur nie. Die wêreld kan baie vat. So die veranderingkies wat ons aanbring, kan ons lewe natuurlik drasties ongemaklik maak as ons nie optree nie. En dit kan die wêreld anderster laat lyk, maar dit gaan nie die wêreld tot 'n einde bring nie. Baie spesies mag dalk uitsterf omdat hulle lewensruimte oorskry gaan word deur meer ekstreme temperature of so. Maar die mense is in die gelukkige posisie dat ons baie aanpasbaar is. En in die tweede ding, die tegnologie wat ons ontwikkel het oor die afgelope 200 jaar kan ook tot ons voordeel gebruik word. Ek kan maar net 'n voorbeeld daarvan noem. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het oor die afgelope 2 jaar saam met die Suid-Afrikaanse rampbestuur begin om die weervoorspellings te verander om meer mensgerig te wees. Met ander woorde, die houding van ons gaan vir jou vertel wat die weer gaan wees. Dit gaan warmer, kouer wees, daar's reën. Gaan ons vir jou nou eerder vertel wat die weer gaan doen. Met ander woorde, die impak wat die weerveranderinge op jouself kan hê. En ek dink vir enige mens in die bevolking, ryk of arm, is dit van geweldige waarde as ons kyk na die impak gebaseerde voorspellings van die Suid-Afrikaanse weerdiens wat deesdae werk soos 'n robot of ek moet sê 'n verkeerslig, rooi, geel, oranje, groen, hoor ons daagliks oor die televisie van ons het byvoorbeeld 'n geel vlak 2 waarskuwing. Nou as 'n mens na die weerdiens se webwerf gaan kyk, dan sê hulle vir jou presies, dit gaan vloede veroorsaak, dit gaan in onformele nedersettings, gaan dit ontwrigting veroorsaak ensovoorts. Maar nie net dit nie, daar word ook gesê hoe die persoon moet optree. En dit is 'n pragtige voorbeeld van hoe ons tegnologie kan aanwend om vir alle mense beter inligting te gee om beter op te tree.
arm gemeenskappe byvoorbeeld wanneer hulle hierdie waarskuwings kry, kan hulle toerusting binnehuis skuif, hulle kan beter skuilings soek en so meer, so baie voordelig. Maar die belangrikste ding is hoe ons tegnologie deesdae gaan gebruik. In die eerste plek is om data in te samel. Ek dink is uiters belangrik dat hoe meer data ons het van klimaatsverandering en veranderlikheid, hoe beter kan ons voorberei nog in die verder toekoms. So enige persoon, mens moet mense bemagtig om data in te samel. En die tweede plek is met 'n mens moet daardie data verwerk in nuttige inligting. Dit is uiters belangrik en met ons nuwe rekenaars en tegnologie kan ons data baie beter verwerk om vir ons sinvolle inligting van neigings te gee, van ekstreme ensovoorts. En die derde ding is natuurlik dat ons die veranderinge in die weerpatrone en die klimaat verbind met risiko's en veranderinge wat in ons produksielyne mag voorkom. Soos die boer kan sê, as dit baie reën gaan dit die invloed wees op die produksie. En as ons daardie dinge in plek kry, gaan ons oor die hele spektrum van die bevolking 'n baie goeie greep kan kry, 'n beter greep as wat ons tans het, om nie net aan te pas nie, maar ook om hierdie die invloed, die impak van hierdie ekstreme toestande op ons te verlig en te verbeter. Nou ja, dit lyk vir my, daar's baie om oor die weer te sê, en mens kan dus nou maar gesels met jou vriend oor die weer, en dit kan tot baie interessante dinge gebruik, maar wat 'n mens moet doen, is dit moet die kompleksiteit in ag neem. So, die weer is 'n moeilike ding, dis 'n komplekse ding, ons moet daarmee saamleef, dit laat ons leef, maar wat ons moet doen is, ons moet nie ekstreem in ons sienings wees nie, ons moet gelaagd wees, genuanceerd, en ons moet kyk wat ons kan doen, en wat is die verskil wat ek kan maak, in my huis, in my werk, en in my land, om die weer 'n beter plek te maak. Die Suid-Afrikaanse Akademiese Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, SATNT, is een van die 2 oopbron vaktydskrifte wat deur die Suid-Afrikaanse Akademie uitgegee word. Die hoofdoel van die SATNT is om die natuurwetenskap en tegnologie veral in Suid-Afrika te bevorder deur oopbron eweknie beoordeelde publikasies, maar om terselfdertyd 'n geleentheid te skep vir Afrikaanssprekende wetenskaplikes om hul navorsingsresultate in hul moedertaal te publiseer. Vir meer inligting oor die skryf van 'n artikel, kontak SATNT by akademie.co.za. Indien u ook u navorsing op hierdie platform wil deel, kontak Melanie Rens by melanie@akademie.co.za vir meer inligting. Tranquility Base here. The Eagle has landed.